Goeiedag almal, ek is seker julle sou net soos ek vandag veel eerder hier saam met mekaar in die erediens wou wees. Maar omdat ons dit nou nie vandag kan doen nie, ons nie vandag saam in die erediens is nie, gaan ons na 'n oordeenking uit die Here se woord luister uit Daniël 6. Kom ons bid eers saam. Ons almagtige Vader in die hemel, saam met die psalmdigter smag ons soos 'n hert in dorre streke, soos 'n wildsbok in die woestyn na water. Smag ons daarna om saam met die gemeente U in die erediens te aanbid. Ons kyk terug op 'n baie moeilike jaar. Jaar waarin daar soveel dinge gebeur het, soveel seer en hartseer vir baie van ons was. En ons kyk vorentoe na 'n nuwe jaar, groot onsekerheid ook, maar ons weet dat U in dit alles by ons is. En daarom bid ons dat U ons deur die Gees sal lei om U met vreugde te aanbid as U kinders. Om ons die troos en die versekering te gee dat daar niks is wat ons ooit van U en U liefde kan skei nie, omdat ons in ons Here Jesus Christus U kinders is. Ons bid dat U sal gee, dat ons net op U sal vertrou, dat ons U sal dien soos U vir ons in die woord sê. En daarom bid ons ook vir ons regering, dat U hulle tot inkeer sal lei, dat hulle sal besef hulle is hier om die mense van hierdie land te dien. Dat nie vir hulle self sal lewe, dat hulle nie sal kyk hoe hulle die mense kan besteel en hoe hulle in die pad kan staan van U woord nie. Maar dat hulle sal besef dat Jesus Christus ook oor hulle regeer. Ons bid dat U elkeen van ons ook sal lei om in gehoorsaamheid aan U woord onsself te onderwerp aan ons regering. En alles wat nie in stryd is met U woord. Dat ons ook op hierdie manier kan wys ons lewe onder 'n groter koning, ons lewe onder die ewige koning, ons Here Jesus Christus. En waar dit al hoe duideliker word dat ons vir ons geloof vervolg kan word, waar dit vir ons baie duidelik word dat daar koste is daarin om ons Here Jesus te volg, bid ons dat U ons deur die Gees sal lei om hom met vrymoedigheid te volg, al kos dit ons baie. Gebruik asseblief die voorlesing uit die woordtyd en die oordeenking daarvan tot die eer van U naam en om ons te versterk in die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Nou kom ons luister vandag saam na die Here se woord uit Daniël 6. Ons gaan die hele hoofstuk lees, Daniël 6 vers 1 tot vers 29. Ek moet nou nie dink dis snaaks as ek nie die hele tyd vir die kamera kyk nie, maar rondkyk, glo dit of nie, ek weet al redelik waar elkeen van julle sit. So ek probeer myself maar indink of aan julle dink terwyl ek die woord gaan oordra. Daniël 6 van vers 1 af. Darius die Mediër het koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink oor die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het. Maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig. Hulle sê nie vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Die ministers en die goewerneurs-generaal
storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die gouverneurs-generaal, raadgewers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit in die leeukuil gegooi moet word. Sal nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Mediërs en Perse. Koning Darius het dus so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyand het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit in die leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord, ja, en dit staan vas. Dis 'n onherroepelike wet, 'n wet van Mediërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan die bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit, besef seker dat volgens die reg van die Mediërs en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word. Die koning moes toe die bevel gee en Daniël is gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf. Die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy opgestaan en is haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, want hy op sy God vertrou. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verkla het, gebring en in die leeukuil gegooi saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, op die leeu's was op hulle en het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed. Ek gee hierdie opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores die Pers. Ek fokus graag julle aandag op vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is,
het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Een geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Nie een van ons sou kon voorspel wat alles in die vorige jaar gebeur het toe ons aan die begin van hom gestaan het. En as ons na die nabye toekoms kyk, dan lyk dit of dinge in hierdie nuwe jaar net so erg, indien nie erger gaan wees. Nou in sulke moeilike tye kan ons baie maklik na skroeihalms gryp en dink ons moet dinge nou anders doen, ons moet nou groot dinge in die geloof doen, dan sal daar vir ons uitkoms wees. Maar wat die Here ons in Daniël 6 leer, is dat ons nie groot dinge hoef te doen, maar dat ons getrou in ons geloof en ons verhouding met hom moet volhard. Al kos dit ons wat. Nes Daniël kom ons ook voor die keuse te staan. Gaan ons na God luister of gaan ons na 'n wêreldse koning luister? Nes Daniël moet ons besef dat ons getrouheid aan God ons baie kan kos. En nes Daniël het ons die troos dat al hou die Here ons nie altyd uit die leeukuil uit nie, hy altyd by ons is. Nou, in Daniël 6 is daar 'n nuwe koning Darius. En op hierdie stadium was Daniël al baie lank in diens van die regering van die volk wat hom in ballingskap weggevoer het. So is heel waarskynlik dat hy nie meer 'n jong man was nie, hy was lank in diens van die konings gewees, en hy was uiters bekwaam in sy werk. Daarom het die koning vir hom 'n baie vername pos gegee. Die koning wou hom selfs oor die hele koninkryk aanstel. En deur Daniël se getrouheid in sy werk het hy baie vyande gehad. Mense wat nie van hom gehou het nie, want wie is hierdie balling dat hy nou so 'n vername werk kan hê? Mense het geglo hy staan in hulle pad omdat hy so getrou is in sy werk. Want omdat hy so getrou was, het hy dit baie moeilik gemaak vir mense wat lyf wou wegsteek, of mense wat al korrupsie wou pleeg, of net dinge wou steel. So Daniël se vyande wou hom uit die pad uitkry. Maar hulle kon niks teen hom inbring oor die manier waarop hy sy werk gedoen het. Daarom sê hy in vers 6, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Of letterlik staan daar iets in verband met die wet van sy God. Ons kan niks teen Daniël kry nie, maar ons weet, net soos hy getrou is in sy werk, is hy getrou aan sy God. Daardie puntjie gaan ons iets teen hom kan kry. Dat is dan mooi hieruit besef, dat as iemand iets teen ons as gelowiges kan sê, laat dit oor ons werk gaan. Ons as gelowiges behoort ons werke voluit te doen. Daarom, as iemand oor iets oor ons kan sê, moet dit oor ons werk gaan, nie moet oor ons godsdiens gaan. Jy as gelowige doen jou werk getrou. Lewe getrou in hierdie lewe, is gehoorsaam aan die regering wat oor jou gestel is en alles wat nie met God se woord skryf. As iemand iets teen jou moet inbring, laat dit oor jou geloof wees. Hoe gaan hierdie vyande van Daniël na die koning toe met 'n plan om Daniël uit die pad uit te kry? Sê vir die koning, maar vaardige dekreet uit, maak 'n wet dat mense vir 30 dae lank niemand anders mag aanbid nie, net die koning. En as iemand nie gehoorsaam sou wees nie, moet daardie persoon doodgemaak word, moet daardie persoon in die leeukuil gegooi word vir sy straf. Nou, dit het nie veel gevat om die koning te oortuig om hierdie wet te maak nie. Want mag is 'n baie lelike afgod.
Wanneer jy mag aanbid, kan jy nie genoeg kry nie. Jy kan nader aan begin bid, jy is belangriker as ander mense, jy sê oor almal anders se lewens, jy kan begin dink, jy is belangriker as God self. Ons het dit in laasweek se prediking gesien met Nebukadneser wat die beeld gemaak het voor wie almal ons buig. Ons sien dit vandag in die wêreld met regerings wat so magsdronk is, met drakoniese maatreëls onder die dekmantel dat hulle mense se belange op die hart dra. Regerings wat dink dat hulle selfs die Here en sy kerk kan voorsê, regerings wat 'n pandemie in die wêreld uitbuit om hulle self te verryk. En Daniël besef, skielik kan sy geloof sy lewe kos. Het hy gereageer, het hy paniek bevange geraak. Was hy na die ander kant toe dalk net gehoorsaam aan die koning net om die 30 dae verby te kry? Nee. Hy sê net na vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dapper se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Soos sy gewoonte was. Daniël het nie tot op hierdie punt gelewe asof God net sy noodwiel is, nie, asof God net 'n spaarwiel is vir as daar moeilikheid is. God het altyd vir Daniël gesorg en daarom kon Daniël altyd getrou bly in sy aanbidding van God. En toe daar nou 'n krisis kom, het Daniël nie skielik probeer om iets anders te doen. Hy het maar net volhard in sy aanbidding. Net so vir ons nie vreemde dinge te doen wanneer daar krisisse oor ons pad kom nie. Ons moet net getrou bly in ons aanbidding van God. Het is opmerklik dat Daniël, toe hy gebid het tot God, nie net gekla het oor sy omstandighede nie, maar hy het God geprys. Nie net sy lot bekla nie, maar hy het God geprys en God die eer gegee, want in sy nood, met die besef dat hy doodgemaak kan word, weet hy is veilig in God se hande. Weet hy, dat selfs as iemand sy lewe sou neem, hy ewig saam met God gaan wees. En Daniël kon baie maklik besluit het om net vir 30 dae maar op te hou om God te aanbid. Hy kon maklik besluit het, maar laat ek nou maar net in die geheim God aanbid. Het sou mos nie veel gekos het nie, sou dit? Maar as gelowige het Daniël besef dat om sy godsdiens af te steek gevaarliker is as om sy lewe te verloor. As gelowige het hy besef dat dit vir hom belangriker is om aan God gehoorsaam te wees as om aan konings gehoorsaam te wees. Nou as ons so na hierdie gedeelte luister, kan ons die fout maak om te dink dat ons net meer soos Daniël moet wees. Ons moet net harder probeer, net meer doen. Kan ons nie maar net soos Daniël wees? Dit is nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hierdie gedeelte gaan oor God wat getrou is en sy kinders bewaar, en omdat hy getrou is en sy kinders bewaar en sy kinders deur sy gees lei, kan hulle hom gehoorsaam aanbid. Al kos dit wat. Ons president het hierdie week weer gesê dat ons nie eredienste mag hê. So asof hy die sê het oor die Here en sy kerk. So asof die Here Jesus Christus nie ook oor hom regeer. Moenie verbaas wees as dit vorentoe en al hoe meer gaan gebeur. Ja, daar is tans 'n pandemie en ja, dit is gevaarlik en ja, ons moet uit liefde vir mekaar se lewens voorop stel. Maar die manier hoe ons regering die regulasies toepas is uiters inkonsekwent.
Wil niks daarvan te vertel nie. Hoe kan dobbelhuise ook wees, maar kerke moet toe wees? Hoe kan dit enigstens reg wees? As gelowiges moet ons vra na wie gaan ons luister? God, wat ons die bevel gee om die eredienste te aanbid, of na 'n president wat heeltemal buite die lyntjies intree? Waar gaan ons die spreek trek? Daarom, is die besluit wat ons kerkraad geneem het om nie vandag 'n erediens te hê nie op wat 'n president sou sê. Aardse president kan sê wat hy wil, ons luister na ons koning. Die besluit rus op die belang van die gemeente met die virus wat hierdie week geweldig sterk begin versprei in ons omgewing. En dis met die bede, met die vertroue dat ons spoedig weer in die erediens kan wees. So die besluit van hierdie gemeente se kerkraad rus nie op 'n president het iets gesê. Dit rus daarop. Die Here het ons die groot taak gegee om hierdie gemeente te lei en te bewaar. So deur die Gees gelei het Daniël getrou in sy aanbidding van God gebly. Al het hy goed geweet, dit kan hom sy lewe kos. Toe sleep Daniël sy vyand voor die koning en al was die koning spyt, al was sy bedoeling nie noodwendig om Daniël spesifiek te laat doodgaan nie, kon hy niks doen om te keer. Die bevel is gegee. En Daniël word in die leeukuil gegooi. En sien nou net die kontras raak tussen die koning wat in die weelde van sy paleis, die gemaklikste bed, al die gerief, alles wat hy kan hê, nie 'n oog kon toemaak nie. En Daniël wat in die leeukuil, terwyl hy die dood in die oog gekyk het, rustig kon wees. En hy weet hy is veilig in God se hande. Maar is nie weelde, is nie gemak wat ware vrede gee. Dis God wat dit gee. Die koning die volgende oggend skielik na die weer, toe nie meer kon wag na die leeukuil toe gaan en kyk maar wat het nou gebeur, roep hy na Daniël en toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. Nou hier kom die koning aan. Die koning wat vir alle praktiese doeleindes Daniël se doodsertifikaat geteken het. Die koning wat Daniël in die leeukuil laat gooi het en Daniël groet hom met, mag die koning baie lank lewe. Hoe is dit moontlik? Ons moet raak sien dat selfs al was Daniël aan die koning ongehoorsaam, hy hom steeds gerespekteer het, omdat God die koning oor hom aangestel het. Selfs al het die koning daarop gefokus om vir homself meer mag bymekaar te maak, het Daniël hom geëer omdat hy besef, die koning wil hê hy moet onder hom lewe. Selfs al moes Daniël ongehoorsaam aan die koning wees of hy gehoorsaam aan God was, hy steeds die koning met eerbied hanteer. Daniël kon toe hy die dood in die oë gestaar het, rustig gewees het, want sê hy in vers 23, my God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen, u majesteit. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie. Ja, Daniël was ongehoorsaam aan die koning, maar omdat hy eerder aan God gehoorsaam was ek nie verkeerd in God se oë nie. Daarom kon Daniël sê, ek het nie verkeerd teenoor u opgetree nie. Ek het gedoen wat God vir my sê. God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit. God het Daniël en sy engel bewaar. Daniël was nie alleen tussen die leeu's nie, maar die engel van die Here was by hom. Nou moet ons vra, wie is hierdie engel van die Here? Daniël 3 het ons laasweek gelees dat God se engel ook by Sadrag besig en Abednego in die vuurpoort was. Die engel van God, die engel van die Here, is niemand anders as die seun van
God, ons Here Jesus, voor sy menswording. Dieselfde engel is by Daniël in die leeukuil. Aangrypend. Daar waar Daniël in die leeukuil is die Seun van God, ons Here Jesus Christus, voor sy menswording by. Hier wys God ons al, hy gee redding deur sy Seun. Sy Seun wat gekom het om ons van die sonde en die dood te verlos. Sy Seun wat as te ware in die leeukuil ingeloop het, aan die kruis gehang het en die straf op ons sonde op hom geneem het. Sy Seun wat alleen daar gehang het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons die versekering kan hê dat ons nooit deur God verlaat sal word. Hy het in ons plek die straf op ons ongehoorsaamheid aan God gedra. Hy het God se toorn op hom geneem oor ons sonde, sodat ons nou die sekerheid kan hê dat ons ewig veilig by God is. Ja, en hy het opgestaan uit die dood. Hy het ons uit die dood opgewek tot die ewige lewe. Nou lewe ons met die troos. Ons Here Jesus is by elkeen van ons, wanneer ons in die leeukuil van beproewing is. Hy is by ons deur sy Gees. Hy staan nie daar ver en wonder wat met ons gebeur nie. Hy is by ons. Hy weet waardeur ons gaan. Die Here sê tog vir ons in Hebreërs 4 vers 15, die hoëpriester wat ons sê, dis ons Here Jesus, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Jou Here is by jou in die leeukuil. Hy het medelee met jou. Hy weet waardeur hy gaan. Hy voel saam met jou. Daniël was nie van beproewing gered. Om 'n gelowige te wees beteken nie daar gaan nooit beproewings oor jou pad kom. Daniël het steeds in die leeukuil beland, maar hy is deur beproewing gered. In sy beproewing was die Here by hom en hy veilig gehou. God se sorg en redding vir ons beteken nie dat ons net maklike lewens gaan hê nie. Dat ons nooit in leeukuile of in storms gaan beland nie. En Ian Duvier, 'n Amerikaanse professor, vat dit baie mooi saam wanneer hy die volgende sê by hierdie gedeelte. God fokus nie op ons gemak nie. Hy fokus nie daarop om ons lewenspaadjies so maklik as moontlik te maak. Hy fokus daarop om ons heilig te maak en om sy heerlikheid in en deur ons te wys. Dikwels beteken dit dat hy ons lewensbootjies aan druk blootstel wat ons sou vernietig as sy genade nie vir ons genoeg was. Die Here sal jou in die oog van die storm inneem om jou te wys dat hy oor die storm heers en dat net hy jou veilig aan die ander kant kan uitbring. Dat net hy jou kwesbare bootjie veilig deur die storm kan laat gaan. Sy wonderlike plan vir jou lewe is om jou deur beproewing te heilig. God se plan vir ons lewens is nie om ons gemaklik te hou nie, maar om ons deur beproewings te heilig. Daniël se lewe was gered. Maar net omdat die Here Daniël se lewe gered het, beteken nie dat alle gelowiges nooit hulle lewens gaan verloor nie. Ja, God hou ons ewig veilig in sy hande. Ons sal ewig by hom wees. Niemand kan dit van ons af wegvat nie. Maar van ons gaan ons lewens hier op aarde verloor. In Hebreërs 11 vers 33 en 34, Hebreërs 11 wat oor die geloofshelde kan ons sê, van mense na wie ons kan opkyk oor wat geloof is. Lees ons van Daniël en ander, vers 33 en 34. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het in die leers van vreemdes vlug gejaag. Maar ons lees ook in Hebreërs 11
van getroue gelowiges wat hulle lewens gegee. Vers 35 tot 40. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemaak. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfskrag verdien, selfs boeye en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi en stukke geslaag met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle, hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, hulle is mishandel. Die wêreld was hulle nie werd. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond geleef. En hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, wil nie verkry wat beloof is, omdat God vir ons iets beter beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. God sê nêrens dat hy ons van die leeukuil sal red, maar dat hy ons daardeur sal red. Selfs al moet jy jou lewe verloor, omdat jy aan God gehoorsaam is, het jy die troos dat jy ewig by hom gaan wees. Het jy die troos dat Jesus Christus die dood oorwin het, dat jy ewig saam met God gaan lewe. Deur beproewings maak God ons gereed vir hierdie ewige lewe. Soos Daniël in die leeukuil beland het vir sy geloof, gaan ons ook baie beproewings deur vir ons geloof. Maar die Here is by ons en sal ons ewig veilig, sal ewig saam met hom lewe. En daarom, geliefde gemeente, dat ons deur die Here bemoedig word met dit wat hy ons hier in Daniël 6 leer. Daniël het God getrou aanbid, selfs al kon dit hom sy lewe kos. Nie omdat Daniël so oulik is nie omdat Daniël 'n supergelowige is, maar omdat Daniël vasgehou het aan God wat hom vashou. Omdat God hom deur sy gees gelei het om hom getrou te aanbid. Laat ons hierdeur aangemoedig word om God ook getrou te aanbid. Ons het nie nodig om snaakse dinge in die geloof te doen nie. Ons het nie nodig om snaakse dinge in die nuwe jaar te doen nie. Ons word opgeroep om getrou in die geloof te volhard. Mag die Here ons deur sy gees ook lei om te besef dat wanneer ons hom getrou aanbid, dit ons lewens kan kos, maar dat ons ewig veilig by hom is. Mag ons in die lyding en die seerkry van die jaar wat wag in ons lewens sien hoe God ons heilig maak en hoe hy ons gereed maak vir die ewigheid saam met hom. Mag ons met groot vrymoedigheid kies na wie ons luister. En wanneer ons moet kies tussen gaan ons na God luister of gaan ons na 'n mens luister, laat ons aan ons God gehoorsaam. Ja, aardse konings en regerings kan doen en sê wat hulle wil. Ons ewige koning regeer oor hulle. Mag ons besef hoe nodig ons het om God te aanbid soos hy sê, hoe nodig ons het om in die erediens te wees, hoe nodig ons het om deur hom versterk te word elke dag. Mag ons besef dat dit gevaarliker is om hom nie te aanbid nie, as wat dit is om aan die regering ongehoorsaam te wees. Mag ons styf vashou aan Jesus Christus wat ons verlosser is. Hy het ons losgekoop van die sonde en die dood en hy is elke oomblik by ons deur sy gees. Ons is nie alleen in ons beproewings nie. Mag ons werke met groot ywer en toewyding doen, sodat ander ook deur die manier hoe ons werk doen kan sien dat ons nie vir onsself leef. Mag ons as gelowiges in alles wat nie teen God se woord is nie, gehoorsaam wees aan die regering wat oor ons gestel is. En mag ons ongehoorsaamheid wees op die punt waar hulle van ons iets verwag wat teen God se woord is. Op hierdie manier sal niemand kan sê, hierdie klomp mense is nou maar net 'n klomp onluststokers, is nou maar net 'n klomp rebelle nie. Mense moet na ons kyk en kan sien, ons eer God
en aan die regering gehoorsaam te wees, maar waar die regering van ons verwag om aan God ongehoorsaam te wees, daar sal ons altyd na God luister. Mag ons ook aanhou om almal van die Here te vertel. Die Here wat Sadrag, Mesach en Abednego veilig gehou het in die vuurmoond. Die Here wat by Daniël was en hom veilig gehou het in die leeukuil. Die Here wat storms kan stilmaak deur te praat. Die Here wat ons losgekoop het van die sonde en die dood en ons laat opstaan uit in die ewige lewe. Die Here wat nou oor almal en alles regeer. Die Here by wie daar redding en lewe is. Mag ons aanhou om hom aan almal te verkondig. Mag ons, wanneer ons deur moeilike tye gaan, nie net kla nie, maar God prys en dank, want hy by ons is. Mag ons in ons nood nie oorrompel word deur hopeloosheid, maar mag ons op God vertrou en sy vrede ervaar. Ons weet regtig nie wat alles op ons in die nuwe jaar wag nie. Maar ons weet, ons is veilig in God se hande. Die moontlikheid is baie groot dat ons in hierdie jaar vervolg gaan word en gaan ly vir ons geloof, omdat ons gehoorsaam aan God wil wees. So kom ons kies om aan God gehoorsaam te wees. Kom ons kies om God met vreugde te aanbid, omdat ons veilig in sy hande is. Kom ons aanbid ons God wat vir ons lewe gegee het met toewyding, al kos dit ons wat. Want ons weet, ons Here is by ons in die leeukuil. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons dank U vir die troos van U woord. Ons bid dat U ons sal laat besef hoe groot U genade vir ons is, dat ons weet dat ons ewig veilig in U hande is. En ons vra dat U ons deur die Gees sal lei om altyd aan U gehoorsaam te wees, al kos dit ons wat, omdat ons weet dat ons deur Jesus Christus ewig U kinders is, dat niks ons van U en U liefde sal kan skei. Dra ons deur hierdie nuwe jaar, lei ons om die oë op ons Here Jesus te lewe. Ons bid dit in sy naam. Amen. Amen. Mag elkeen van julle die Here se seën ervaar, mag julle met sy vrede in julle harte lewe.